Julle, hoekom ek die liedjie laat speel het voordat die woord begin, is die woord gaan oor my identiteit in God. Dan gaan julle vir my sê, maar ek is klaar wedergeboorte en ek weet alles. Julle gaan vandag iets niets leer. Amen. Oor jou identiteit in God. Maar kom ons sluit dit eers ons op. Dank die Here dat ek vandag net 'n instrument is in die hande. Vader, dat U die mense sal besef wat is hulle identiteit vandag in U. Vader, en dat U ons nooit alleen los nie. Ek loof en ek eer U daarvoor. Amen. Julle wonder nou hoekom is hierdie speel hier? Voordat ons tot bekering kom, kyk ons in hierdie spieël en ons sien net alles wat verkeerd is in ons lewe. Want dit is ons van kleins af ons gesê hoe verkeerd ons is en wat ons verkeerd doen. En ons glo dit, wat mense vir ons sê. Ongelukkig glo ons dit. En nou kom jy die dag en jy besluit, oké, dis nou genoeg. Ek gaan nie meer glo wat mense van my sê nie. Maar jy het nog nie die Here aangeneem nie. Maar jy besluit op daai. Dis 'n beginstap. Ek het Lorraine gevra om my te kom help vandag. Nou voordat jy die Here aangesneem het, kom die mense en hulle sê vir jou, voordat hulle jou ken, want mense kyk jou mos so aan, en dan sê hulle klaar wie jy is voordat hulle jou nog leer ken. Maar hoekom doen ons dit met mekaar? Want, terwyl jy dit doen, het jy nog nie besef, wat is jou identiteit in God nie. So jy wil mense op dieselfde laat voel soos wat jy voel, want jy voel jy is nie waardig nie. So nou wil jy die ander een afbreek, om op jou vlak te wees. Nou kom jy, al die stiekertjies wat rooi is lelik. Nou plak jy die eerste stiekertjie op al. Want jy sê klaar, voordat jy al ken, sy gaan reguit help hoe sy lyk. Maak nie saak wat aan die binnekant van haar aangaan nie. Jy besluit op jou eie, Lorraine gaan reguit help. Wat nie die waarheid is nie. Want dalk gaan sy deur 'n probleem, wat sy met die Here tog praat, al is sy nog nie tot bekering nie. Maar sy weet, hy is daar. Maar sy weet nog nie wat sy in hom is nie. Nou kom die ander persoon en sê vir haar, maar jy gaan nie reg kry wat jy in jou lewe wil reg kry. En so jy vlak die volgende ding in jou kop. Wat begin sy op die einde begin glo? Want nou kom die volgende stiekertjie, maak nie saak wat jy sê nie, wat hulle vir haar sê nie. So alles word op haar geplak. Al die verkeerde goed. En dit bly plak. Wat doen sy op die einde? Sy glo alles wat almal vir haar sê. So hulle trek haar weg van die Here af. So sy kom nie tot daai besef wie sy regtig aan God is nie. Maar nou kom sy die dag en sy sê, maar ek begin die Here aanneem. Ek begin hom ken, dan val die eerste gedeelte af van jou oë af. So die skille begin afval. En dan kom jy 'n stapie nader, dan begin hierdie afval. Want jy begin glo, maar daar is 'n God, en hy is daar vir my. Dan kom ons 'n stapie verder en jy besluit die dag, maar ek neem die Here aan, en die val heeltemal weg. Maar dit is nog nie heeltemal skoon nie. Want jy glo nog steeds wat daar mense vir jou gesê het. Al kom die Here en hy sê vir jou, maar jy is goed genoeg. Jy is wie ek sê jy is. Maar omdat jy nog nie tot besef gekom het wie jy in God is nie,
bly daai res van dit en jy kyk in die spieël en jy sien al die verkeerde goed. Dan kom die Here en dan sê hy, maar jy is my kind. Dan word daar bietjie weggevee. Want jy begin glo. Dan sê die woord in 2 Korintiërs 5 vers 17, staan daar. Daarom as iemand in Christus is, as hy in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, alles het nuut geword. So, nou is jy in Christus en alles het nuut geword. So, nou kyk jy in hierdie spieël en jy sien jouself soos wat Christus jou sien. Maar nog steeds, as jy in die spieël kyk, al sê die woord vir jou, alles het nuut geword, is daar nog een agterkop, maar wat as? Maar wat as? Maar wat was, wat? Niks kan by jou kom, as jy eers jou identiteit in God vastgegryp het. Want hy sê ook in sy woord, in 1 Johannes 1 vers 12 staan daar, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word. Aan hulle wat in sy naam glo. So as jy in God se naam glo, is jy se kind. Maak nie saak wie wat van jou sê, of wat jy van jouself dink. Dit is nie net mense nie, maar wat dink jy van jouself? Ja, ons is die mees ergste op onsself. Die mense kan om ons sê wat hulle wil. Maar wat dink jy van jouself? As die woord sê, jy is 'n kind van God, hoekom glo jy dit dan self nie? Dan kom die woord en hy sê in 1 Korintiërs 6 vers 17, wat hy vir jou sê, maar wie die Here aanhang, is een met hom. Jy is een met God. Daar is jou identiteit sterker aan God. Want jy is een met hom. Hoekom glo ons dit nie? Want ons is geneig meer om te luister na mense as wat God vir ons sê. Wie en wat ons is. Want ons kyk in hierdie spieël. Maar ons kyk nie om te kyk nie. En jy staan voor hy spieël en gaan weer vanaf hare, want jy wil nie te lang vir jouself kyk nie. Hoeveel van ons het al voor die spieël kom staan en regtig in jou oë gekyk om te sien of jy die Here se liefde in jou oë kan sien? Wie vandag sal daai, wat is die regte woord, die guts het om op dit te staan en nie voor te kom staan om te kyk of jy die liefde van die Here in jou oë kan sien? Dis dit julle almal. Wie sal hier kom staan en dit doen? Kom! Dan sien julle vir my wat julle sien. Want soos wat ons staan voor hierdie spieël, so sien die Here ons. Nie wat die mense sien nie, nie wat jy self sien nie, maar wat God sien. Want ons is geneig om voor hierdie spieël te staan en te sê, maar ek het 'n skewe oor. Dankie Lorenzo. Ek het 'n skewe oor. Of my hare is nie reg gesny nie, of jy sê alles wat sleg is van jouself. Maar God sê, kyk in die spieël, want jou oë is die lamp van jou siel. So waar sien jy die Here se liefde? In jou oë. Waar kan ons almal se liefde sien? In jou oë vir mekaar. Wie van ons het op vir mekaar so stig in die oë gekyk? Hoekom doen ons dit nie? Ons kan nie vir mekaar in die oë kyk nie. Van ons nie.
want ons is te skaam oor wat die ander persoon gaan sê, as hulle na my oë kyk. Maar as jy jou identiteit in God het, gaan jy nie skaam wees dat enigiemand in jou oë kyk het. Jy gaan ook staan en sê, kom kyk. Amen. Hoekom? Want die woord sê, in Christus is ek vrygespreek. So alles wat agter is vrygespreek. Maak saak wat jy gedoen het nie. Dit staan in Romeine 3 vers 24. En hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. So as hy ons vergewe het, as God ons vergewe het, en ons is vrygespreek, hoekom moet ons dit sê in onsself? Hoekom kan ons nie mekaar in die oë kyk nie? Hoekom kan ons nie vir onsself in die spieël kyk nie? Want ons kyk meer wat fout is in onsself, as wat ons glo wat God van ons sê. Maar dit is makliker om die sleg te dink as om die goed te dink. Ons is versoen met God. Romeine 5 vers 11. Want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. Ons is versoen met God. Die ou dinge is verby. Kyk, alles gaan nie word. En alles is nie. Ons is erfgename van God. So alles wat God het, is ons is. So hoekom moet ons dan nog steeds, kan ons nog steeds nie hier voor staan en kyk vir onsself nie? Hoekom kan ons nie vir mekaar in die oë kyk nie? As ons erfgename, elkeen van ons wat hier sit is erfgename van God. Dit staan in Romeine 8 vers 17. En as ons kinders is ons dan ook erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom lei, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Maar nog steeds glo ons nie. Nog steeds weet ons nog steeds nie wat ons identiteit in God is. Al sê hy vir ons is versoen met hom. Ons is meer as oorwinnaars. Amen. Ons is ryklik geseën. Amen. Ons is skoon gewas. Skoon gewas van alles van die verlede. Amen. En van dit wat ons nog gaan doen, wat verkeerd is. Maar jy moet bely voordat jy skoon gewas gaan word. Maak nie saak wat jy verkeerd doen nie. As God sê hy vergewe jou. Dis ons wat dit weer gaan haal. En sê, ag, kom ek tel maar net weer hierdie op, want dit is mos wie ek is. Jy is nie 'n slegte persoon nie. Jy is nie wat die wêreld sê jy is nie. Jy is wat God sê jy is. Amen. Ons is een met God. Ons is nuwe mense. Ons is met God bekleed. En ons is verseël met die Heilige Gees. Dit is ons identiteit in God. Amen. Hoeveel van ons glo dit regtig dat dit ons identiteit in God is? Hoe weet ons dit? Dat wanneer ons regte identiteit in God het. Die 7 kenmerke wat ek vir julle gaan wys, wat julle identiteit in God is. Iemand wat weet wat sy identiteit in God is. Iemand met innerlike vrede en vreugde. Het jy al iemand se oë gekyk en daai vreugde en vrede in sy oë gesien? Nie van daai van, ek kyk kom so stik. Nie van, ons is ons geneig om dit te doen, ons is vir mekaar kyk.
Die volgende een, hulle gedrag en prioriteite verander. As jy regtig jou identiteit in God gevind het, verander jou prioriteite. Dit gaan nie meer oor die wêreldse goed nie. Dit gaan nie meer oor, ek moet vinnig geld kry. Dis nie waaroor dit gaan. Dit gaan, wat ek in die woord lees, sê die Here oor my. En jy maak meer tyd vir die Here, as jou identiteit daar is. Die volgende een, dis mense met liefde en deernis verander, as jy regtig jou identiteit aan God gevind het. Het jy liefde en deernis verander. Dit is wanneer ons vir mekaar so kyk, en sê, ek sien, daar's iets fout in jou. Maar dan sê ek, nee, niks. Dis wat ons moet doen. So dit mos so. Ons is nabootsers van God, vrygewig en diensbaar. Hoeveel van ons is diensbaar? Hoeveel van ons sal uit ons pad uitgaan om ander te help, maak nie saak hoe groot of hoe klein dit is nie. Die Here het vir die mense gedoen toe hy op aarde was. Hy het alles gedoen. Hy het nie gesê, dit is te veel vir my nie. Hy was diensbaar. Hoeveel van ons is diensbaar? Sonder om te mal oor dat jy diensbaar is vir ander. Dis iemand wat getuig as jy jou regte identiteit het. Hoeveel van ons getuig van wat die Here vir ons gedoen het? Maar ons sit stil liewerste. Nee, nie vandag nie. Die laaste een, tweede nog een. Ons het geestelike groei en verander vir hulle wat belang. Geestelike groei en verandering is vir hulle belangrik. So geestelike groei, as jy jou identiteit aan God het, is belangrik vir jou. Amen. Hoe meer jy groei en kom, hoe nader gaan jy aan God. Dan kan ons in hierdie spieël kyk, en niemand kan ons van die spieël af. Want dan is dit lekker om te kyk. Hulle sien hulle self deur God se oë. Hoeveel van ons sien ons self regtig deur God se oë? Hoeveel van ons glo wat God vir ons sê? Hoeveel van ons glo wat die wêreld vir ons sê? Maak nie saak wat die wêreld vir jou sê nie. As jou identiteit in God sterk is, gaan dit van jou afval. Dit gaan nie by jou vasdruk soos wat ek die stiekers op Lorraine gesit het. Voordat die stiekertjie nog daar is, val hy af voordat hy nog plak. As jy glo wat God van jou sê en nie wat mense van jou sê nie. Maar nou sit jy en dink, maar ek het op bekering gekom, ek ken al hierdie goed. Ja, ons ken al hierdie goed. Ja, ons almal is tot bekering. Maar die duiwel hou nie daarvan waar ons is nie. So wat doen hy? Hy kom en bring goed oor jou pad, om jou weg te kry van jou identiteit aan God af. Hy bring die grootste en die zwaarste goed op jou pad om te sê, maar jy is nie waardig om voor God se oë te wees nie. Jy is nie waardig om jouself te sien soos wat God jou sien. Van toe kom, hy wil jou hê vir homself. Want as jy weg is van God en jy het nie jou identiteit aan God nie, glo jy wat die Here, wat die duiwel vir jou sê, en wat die wêreld vir jou sê, as wat God vir jou sê. Maar as hy sê, ons is sy kinders, dit staan nie binne. So is ja en is amen, en is waar. As hy sê, ons is sy erfgename, dan is dit waar. As hy sê, ons is sy kinders, bo alles, dan moet ons dit glo. Maak nie saak wat aangaan nie. Ek wil vir julle 'n stukkie vertel wat ek geglo het vir jare.
Daar was altyd vir my gesê, toe ek in skool was, ek sal nooit skool deurmaak nie. Want ek is nie een wat, ek gee vir my goed om met my hande te doen en ek is happy. Moenie vir my sê, gaan leer nie. Ek en boeke het nooit gewerk nie. Toe word daar vir my gesê, ek sal nooit 'n eksamen deurkom nie, omdat ek gesukkel het om te leer. En die rebel wat ek was, ek is nie meer 'n rebel nie, so nou en dan bietjie, maar die rebel wat ek was, het ek vir hulle gesê, maar ek het nie die Here geken soos ek hom ken, nou ken. Toe sê ek sal julle wys, regte rebelletjie. Ek sal julle wys, my laaste eksamen van die swaarste vak wat ek gehad het, het ek deurgekom. Omdat ek gesê het, ek sal julle wys. Maar ek was ongelukkig te laat, ek het my jaar toe daai jaar nie gemaak nie, ek het gedryf vir die hele jaar, maar ek het die moeilikste eksamen deurgekom. Omdat ek vir hulle gesê, ek sal julle wys. Maar dit is nie wat die Here van ons verwag nie. Ons moet nie vir iemand sê, kyk, as jy vir my sê, ek mag nie. Wil hy nie, jy moet sê, ek sal jou wys nie. Jy moet sê, ek sal dit kan doen, deur die krag wat God my gee. Amen. Nie sê, ek sal jou wys en dan gaan doen jy dit met 'n spoed nie. Die Here sal jou die regte krag gee, om te doen wat jy moet doen. Sonder om rebels te wees. Amen. Ek wil vir julle goed gee, wat ek vir julle gaan uitdeel. Julle sal sien, elkeen kry 'n speeltjie. Hy is groot genoeg, net dat jy jou oë kan sien, en niks anders. So julle gaan bietjie julle oë hierdie week kyk. Sissie, kan jy my kom help? Geef vir elkeen enetjie. Dan wil ek vir julle iets lees terwyl sy dit vir julle uitdeel. Ek gaan dit vir julle aflees van dit baie. Ons identiteit lê nie in hoe ons lyk as ons in die spieël kyk of wat ons aantrek nie, maar dat ons koningskinders is wat deur God geroep is. Ons is uitgekies, vergewe, gered, bestem en begenadig. Ons hoef nie 'n spesiale talent of 'n belangrike persoon te wees nie, want ons verteenwoordig Jesus. Ons hoef nie perfek te wees nie. Ons hoef net onsself te wees, want ons kom in Jesus se naam. So jy hoef nie perfek te wees nie. Jy hoef nie 'n spesiale persoon te wees nie. Jy moet net jouself wees. Hoeveel van ons weet wie ons is? Of het ons al so verander om in te pas by ander, dat ons onsself verloor het, en nie glo wat God vir ons sê. Want ons is so geneig om onsself agter te sit, om te sê, maar ek wil soos daai volgende persoon wees. Ek wil soos daai een wees, in plaas van net om jouself te wees. Ons hoef nie perfek te wees nie. Ons kan ook nie perfek wees nie. Kan moet sy hier en daar bietjie goed inkom wat jou op die regte pad hou. Want ons is te perfek is. Hoe gaan God met ons werk? Hy weet wat hy in ons elkeen gesit het. Hy weet hoe om ons elkeen te werk met ons persoonlikhede. Want anders sou hy nie gesê het ons is sy kinders nie. En elkeen van ons wat hier sit en kyk, het elkeen 'n ander persoonlikheid. Elkeen het 'n ander meer ook. Maar net soos wat jy is, so wil God met jou werk. Jy hoef nie te verander om in te pas by ander nie. Jy hoef nie jouself te verloor om in te pas by ander nie. Want as God sê wie jy is dit wat hy sê jy is, nie wat ander mense sê jy is nie. Dit is wat ek vandag wil hê, kom ons sluit dan so.
Dankie Here dat ons net ons identiteit in U kan vat vandag. Vader, dat ons sal vat soos wat U sê ons is, nie wat mense sê ons is nie. En Vader, dankie dat ons onsself kan sien deur U oë en U oë alleen. En ek loof en ek eer U daarvoor. Amen.